Goeiemôre, dis Woensdag is 22 Julie, Dirk aan hierdie kant. Matteus 20 vers 15, antwoord die eienaar van die wingerd, een van die arbeiders wat gekla het oor die loon wat hy ontvang het, soos volg: Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? En die gelykenis van die werkers wat op verskillende ure van die dag begin werk het, maar tog presies dieselfde besoldiging gekry het, klink so half onregverdig. En dit is dan presies hoe die wat die volle dag gewerk het, dit ervaar het. In vers 11 kla hulle by die werkgewer: hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Dit voel daarom net nie reg nie. Selfs ons moderne tyd tel lang diens mos wel. Die verklaring vir hierdie skynbare onregverdigheid begin eintlik reeds in hoofstuk 19. In hierdie hoofstuk gaan dit om 'n ryk jong man wat nie kans sien om van sy besittings afstand te doen nie, om Jesus te volg nie. Wanneer hy dan omdraai en Jesus verlaat, sê Jesus dat dit maar moeilik is vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan. Sy disippels verstaan dit glad nie en vra dan, wie kan dan hoegenaamd gered word? Jesus se antwoord is: vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit alles moontlik. Om te illustreer hoe God met mense werk en selfs die onmoontlike moontlik maak, vertel Jesus dan die verhaal van die arbeiders wat dieselfde loon kry, al het hulle verskillende ure gewerk. En wanneer die klaars beswaar maak, is die werkgewer se woorde aan een van hulle: mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Inderdaad, die werkgewer het tog met elkeen kontrak gesluit vir 'n sekere loon en daarom behandel hy niemand onregverdig nie. Die groot les wat Jesus vir ons elkeen wil leer, is dat niemand te goed of te sleg is om deur hom gered te word nie. En dis nie vir my om te sê hoe, wanneer en wie gered moet word nie, want vir God is niks mos onmoontlik nie. Iemand sê onlangs vir my, daar was seker groot vreugde toe Billy Graham in die hemel aangekom het. Wel seker ja, maar ek dink die vreugde is nog groter oor elke sondaar, selfs al is dit 'n laatkommer wat die hemel haal. Dankie Here, dat U vir my ook die volle loon betaal het. Amen.